baie welkom vanoggend hier by die erediens. Dit voel amper asof die winter begin. Dis dalk die eerste tekens van die winter. Dis gelukkig nog nie so koud nie. Namens die kerkraad net die volgende afkondigings: verjaarsdag. Woensdag verjaar Hetty Bam. Dinsdag verjaar Donna Net Botha en Vrydag Marjorie Viljoen en Rudolf Durant. So ons wil vir al hierdie persone baie geluk sê met hulle verjaarsdag. Dan van Kingfisher Creek 2 het 'n rugoperasie gehad. Alet van Staden van Parkland 20 herstel tuis na 'n oogoperasie. Sy het haar kornea geskeur. Chris en Delien Swart van Dormely Laan sukkel met hulle gesondheid. Annemarie Tron ook van Dormely Laan sukkel ook met gesondheid. Dan Pierre Lourens het 'n operasie gehad. Hulle het 'n gewas naby sy hart verwyder en dan ook sy vrou herstel na 'n heupoperasie. Hulle is van nommer 3 Villa Mainhardi. En dan Leni Malherbe van Dirk Viljoenweg herstel na 'n knievervanging operasie. En dan Barbara Koetser van Fairway nommer 3 gaan lyk my is Woensdag die 7de vir omleining chirurgie. So ons vra dat u voorbinding aan al hierdie persone sal dink. Dan Bybelstudie begin weer Dinsdag die 6de Mei om 9:00. Kategese begin weer Sondag die 11de Mei. Die bedieningsvergaderings verskuif almal na volgende Sondag die 11de Mei om 10:00 in verskeie lokale en die kerkraadsvergadering verskuif na Dinsdag die 20ste Mei. Van Dinsdag die 20ste Mei na Dinsdag die 27ste Mei om 6:00 die aand. Dan klere en wit olifant verkope, daar's geen verkope vind plaas op Vrydag die 2de Mei nie. Dis verby. So die volgende verkope is die 30ste Mei om 7:00 en u kan wit olifante aflaai Sondag die 18de Mei vir die verkope dan Sondag 25 Mei na die erediens. Dan is daar net 2 ander afkondigings ook. Die nuwe werker Evelien begin eerskomende of môre. Sy is ons wil vir haar welkom sê, maar sy praat Engels, so sy gaan waarskynlik nie vir u verstaan as sy Afrikaans praat nie, wees maar net bewus daarvan. En dan het ons die akkerboom by die Nisse hier agter wat deur die reismure geëet is en ons wil hoor of daar iemand is wat ons kan help om die boom net te verwyder. So broers en susters, ons het vanoggend opgestaan en u het al 'n klomp keuses gemaak vanoggend, bewuslik of onbewuslik. Dink vir 'n oomblik, wat's die belangrikste keuse wat jy vanoggend al gemaak het? Dalk sit net om 'n koppie koffie te drink. Wat ek vir u probeer sê is, ons hele lewe bestaan uit keuses uit. En ons doen dit al onbewustelik. En so is dit ook waar van ons geloof. Ons doen goed sonder om te dink dat ons het nou 'n keuse gemaak. So die tema vir vandag is dan 'n bietjie rondom hierdie keuses wat ons maak. En ek wil die erediens begin met hierdie skrifgedeelte uit Efesiërs 4 vers 23 tot 24 wat sê julle gees en julle gedagtes moet nuut word. Lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is.
lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Broers en susters, ons het Paasfees gevier. Ons het die kruisiging en die opstanding gevier. Hoe beïnvloed dit jou elke dag se keuses wat jy maak? Die Here kom groet u vanoggend. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons gaan staan, dan gaan ons 2 liedere saam sing. Die liedere volg direk na mekaar, so u kan maar net bly staan asseblief. Broers en susters, as ons oor keuses praat, dan wil ons ook nie altyd verantwoordelikheid vat vir ons keuses nie. En as ons nou na ons lewens kyk, dan is dit belangrik om ook te verstaan wie ons is en waar ons is in ons lewens. En Jakobus skryf, iemand wat in versoeking kom, moet nooit sê ek word deur God versoek nie. Want God kan nie verlei word nie. En self verlei hy niemand nie. Maar 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit die sonde voort. En as sonde ryp geword het, loop dit uit op die dood.
Hoor u broers en susters, sonde is nie maar 'n paar goedjies wat ons doen of nie doen nie. As jy my nou reg hoor vanoggend is, sonde is ons. Is ons begeertes. Is ons keuses wat ons maak. Want ons dink aan iets en ons dink, wow, dit sal lekker wees en dan moet ons nou kies. Is dit reg of verkeerd? En daai keuse. En nou moet ons nie sê, maar ek word verlei deur die media of deur God of deur my vriende of deur wie ook al nie. Ek alleen is verantwoordelik vir die keuses wat ek maak. Ek wil graag vir u geleentheid gee om stil te word en u eie lewe voor die Here te ondersoek. Here God, baie dankie vir hierdie geleentheid om as gemeente weer so saam te kan kom. Here, ons het vanoggend bewuslik of onbewuslik gekies om hier te wees. Ons is nou hier. Daarom bid ons, o Heilige Gees, dat U self dit sal stilmaak in ons harte en in ons gedagtes. Dat ons U sal hoor en sal beleef. En dat ons weet, ons moet reageer op U stem. En dat ons weet, ons sal ook reageer of ons dit bewuslik of onbewuslik doen. Want U is die lewende Here. Amen. Kom ons, terwyl ons so bly sit, sing ons die volgende lied dan saam asseblief. Broers en susters, die woord van die Here. Sheila, ons gaan nog 'n lied se ekskuus. Die woord van die Here gee vir ons die belofte dat God ons sondes vergewe. En nou klink dit asof daar 'n voorwaarde is. En die voorwaarde klink dat ons sondes moet bely. Dis nie waar, heeltemal waar nie. Die Here Jesus Christus het aan die kruis gesterf vir ons sondes,
of ons dit bely of nie. Dis weggeneem. Wat beteken dit dan om jou sondes te bely? Kan ek dit vir u dalk bietjie vertaal? As ons met God saamstem oor ons sonde, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. So dis wat dit beteken om jou sonde te bely, om met God saam te stem dat ek is sondig, dat ek is verlore. Anders het hy mos nou verniet gesterf as ek nie verlore is. En daarom is ons dankbaar en sing ons die volgende lied, dan staande saam, asseblief. Ek vra verskoning vir my skyfies wat deurmekaar geraak het. Broers en susters, ons gaan vanoggend saam lees uit die Ou Testament, uit Josua hoofstuk 24, die baie bekende gedeelte. Hoekom lees ek uit die Ou Testament? Want die Paasfees is 'n Ou Testamentiese gebeure. En Jesus het dit kom nuut inkleer en ek wil hê ons moet vanoggend net weer kyk na waaroor het dit gegaan in die Ou Testament, want dis ook waaroor dit gaan in die Nuwe Testament. So voor ons saam lees, kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dankie vir hierdie dag wat U tot ons lewens toegevoeg het. Dankie vir die voorreg dat ons hier saam kan wees as U kinders. Dankie vir die genade. Dankie vir die liefde. Dankie vir die vryspraak. Dankie Here dat U God is en dat U vir ons goed is. Dat U vir ons lief is. Here, ons kom erken vanoggend, ons raak baie keer so vasgevang in ons eie klein lewetjies. En as die lewe vir ons moeilik maak, dan dink ons, U het van ons vergeet of U is ver. Here, God wil U vanoggend weer met elkeen van ons spreek soos wat ons dit nodig het. As dit is dat ons aangespreek moet word, wil U ons aanspreek. As dit is dat ons getroos moet word, wil U vir ons troos. Here, U ken elkeen van ons. My gebed is, o Heilige Gees, dat ons 'n ontmoeting met U sal hê. O
ook so gesamentlik en dat ons anders hier sal uitgaan as wat ons hier ingekom het. Ons bid dit in die naam van die Here Jesus Christus alleen. Amen. Ek gaan vir u nou 'n redelike lang gedeelte uit Josua 24 lees, en dis maar net om die verhaal weer op te vang. Josua het al die stamme van Israel in Sichem byeen laat kom. Hy het die oudstes van Israel, hulle hoofde, hulle regters en opsieners opgeroep, en hulle het in die teenwoordigheid van God gaan staan. Josua sê toe vir die hele volk, so sê die Here, die God van Israel, anderkant die rivier het julle voorvaders in die verre verlede gewoon. Tera, die vader van Abraham en Nahor, en hulle het ander gode gedien. Maar ek het julle voorvaders Abraham van anderkant die rivier afgeneem en hom deur die hele land Kanaan laat trek. Ek het sy nageslag vermeerder. Ek het aan hom Isak gegee, en aan Isak het ek Jakob en Esau gegee. Ek het vir Esau die bergland Seir gegee, om dit in besit te neem, maar Jakob en sy seuns het afgetrek na Egipte. Ek het Moses en Aaron gestuur, en ek het Egipte met plaag getref, soos wat ek gedoen het, en daarna het ek julle laat wegtrek. Ek het julle voorouers uit Egipte laat wegtrek, en julle het by die see aangekom. Die Egiptenare het julle voorouers met strydwaans en bemanning agtervolg tot by die Rietsee. Hulle het na die Here om hulp geroep, en hy het dit donker laat word tussen julle en die Egiptenare. Hy het die see oor hulle laat kom, en dit het hulle bedek. Julle het met julle eie oë gesien wat ek in Egipte gedoen het. Daarna het julle vir 'n lang tyd in die woestyn gebly. En toe het ek julle ingebring in die land van die Amoriete, wat oorkant die Jordaan gewoon het. Hulle het teen julle geveg, maar ek het hulle in julle hand gegee, sodat julle hulle land in besit geneem het. Ek het hulle voor julle verdelg. Toe het Balak, seun van Sipor, die koning van Moab, gereed gemaak en teen Israel geveg. Hy het Bileam, seun van Beor, ontbied om julle te vervloek. Ek wou egter nie na Bileam luister nie, en hy het julle toe net geseën. So het ek julle uit sy hand gered. Julle het toe die Jordaan oorgesteek en by Jerigo aangekom. Die burgers van Jerigo, die Amoriete, die Feresiete, die Kanaaniete, die Hetiete, die Girgasiete, die Jewiete, die Jebusiete, het teen julle oorlog gemaak, maar ek het hulle in julle hand gegee. Ek het 'n vlaag paniek voor julle uitgestuur. En dit het hulle, die 2 konings van die Amoriete, voor julle uitgedryf. Dit was nie deur julle swaarde en boë nie. Ek het vir julle land gegee waarvoor julle nie hard gewerk het nie. Dorpe wat julle nie gebou het nie. Maar waar julle woon, en wingerde en olyfboorde wat julle nie geplant het nie, maar waarvan julle eet. Daarom dan, julle moet ontzag hê vir die Here. Dien hom met opregtheid en getrouheid. Verwyder die gode wat julle voorvaders aan die kant die rivier in Egipte gedien het, en dien die Here. Maar as dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies julle dan vandag wie julle wil dien. Of die gode anderkant die rivier van wat julle voorouers gedien het, of die gode van die Amoriete in wie se land julle woon, maar ek en my huis, ons sal die Here dien. Hierop het die volk geantwoord en gesê, nooit sal ons die Here verlaat deur ander gode te dien nie. Want die Here ons God, hy is die een wat ons en ons voorouers uit Egipte land uit die plek van slawerny laat optrek het. En wat voor ons oë hierdie groot tekens van mag gedoen het. Hy het ons bewaar op die hele pad waarlangs ons gegaan het, en onder al die volke waar ons deurgetrek het. Die Here het al die volke voor ons uitgedryf, en die Amoriete wat in die land gewoon het. Ook ons sal die Here dien, want hy is ons God. Maar Josua het vir die volk gesê, julle sal nie in staat wees om die Here te dien nie.
Want hy is 'n heilige God. Hy is 'n besitlike God. Hy sal nie julle oortreding en sondes vergewe nie. As julle die Here verlaat en vreemde gode dien, sal hy julle weer kwaad aandoen en 'n einde aan julle maak, nadat hy aan julle goed gedoen het. Toe sê die volk vir Josua: Nee, maar ons sal net die Here dien. Daarop sê Josua vir die volk: Julle is getuies teen julleself, dat julle self die Here vir julle gekies het om te dien. Hulle het geantwoord: Ons is getuies. Verwyder dan nou die vreemde gode in julle midde en rig julle hart op die Here, die God van Israel. Toe sê die volk van Josua: Ons sal net die Here ons God dien en ons sal net na sy stem luister. Josua het op daardie dag namens die volk 'n verbond gesluit en vir hulle vaste voorskrifte en bepalinge neergelê in Sichem. Josua het daardie woorde in die boekrol van die wet van God neergeskryf. Toe het hy 'n groot klip geneem en dit opgerig daaronder die groot terebintboom wat by die heiligdom van die Here is. Josua het vir die hele volk gesê: Kyk, hierdie klip sal 'n getuie teen ons wees, want hy het al die woorde van die Here wat hy met ons gepraat het gehoor, en hy sal teen julle getuie wees, sodat julle nie julle God verloon nie. Daarna het Josua die volk weggestuur, elkeen na sy erfdeel. Broers en susters, terwyl ek nou hier gelees het ek skielik vir die eerste keer bewus geword van die moontlike ooreenkomste. Hoor my woordkeuse, want ek sê ek het nou net daaraan gedink, die moontlike ooreenkomste tussen die instelling van die nagmaal en hierdie gebeure voor die intrek van die land. Waar die disippels ook almal gesê het: Maar Here, ons sal U nie verloon nie, ons sal U dien. So het Israel ook hier beloof. Wat belangrik is wat ons moet hoor, broers en susters, is hierdie storie is eintlik maar ons storie. En kom ek gee 'n tree terug, want Israel kom uit slawerny. Wat is slawerny? Dis 'n toestand van onderworpenheid, van onvryheid, van ek kan nie my eie keuses neem nie. En ons lewe op 'n manier in slawerny, al dink ons nie so nie. En toe Israel in Egipte was, het hulle nie regtig 'n keuse gehad nie, hulle moes die farao dien. Hulle het nie 'n keuse gehad of hulle wil trek of wil bly nie. Hulle moes bly en hulle moes werk. Hulle moes gehoorsaam wees aan die Egiptenare anders te sterf hulle. Party van ons dink ook so oor ons lewens. Dit was eers toe God Israel uit Egipte bevry het. Eers met die Paasfees wat Israel 'n keuse gekry het om anders te lewe. Eers toe God hulle deur die Rooi See laat trek het, dat daar vir hulle nuwe lewensmoontlikhede oopgegaan het. Eers toe kon hulle kies, maar nou moet u wat die verhaal goed ken, weet nou, dit was nie 'n pad van maanskyn en rose in die woestyn nie. Die vraag was, wil hulle God vertrou en hom volg? Of wil hulle terug gaan Egipte toe? En ons moet mooi oplet, dis nie 'n maklike keuse nie. Want ons lees 'n paar keer waar Israel kwaad was vir Moses, omdat hy hulle uit Egipte laat wegtrek het. Ons lees 'n paar keer wat Israel kwaad was vir die Here, omdat hulle nie kos en water het nie. Hulle dink hy het hulle om die bos gelei.
En hulle beklei selfs om terug te gaan na Egipte en na die slawerny toe, want daar het dit met hulle goed gegaan. Want hulle het sekerhede gehad. Daar het hulle ten minste sekuriteit rondom kos en water en daaglikse behoeftes gehad. Ek sê hierdie is ons storie. Dis ons storie want ons glo in dieselfde God as wat Israel uit Egipte gelei het. En ek gaan as prins bietjie terug na die Ou Testamentiese verhaal toe, broers en susters, laat ons hoor van God die Vader wat die barmhartige God is. Laat ons nie ons godsbeeld verskraal net tot Jesus se kruisiging nie. Ons het ook, kan ek maar sê, 'n Egipte in ons lewens. Kom ons noem dit maar sonde. Ons is almal slawe van die sonde. Mag ek dit waag om te sê, ons is almal slawe van onsself, van die eie ek. Van ons eie begeertes. Dink nou weer aan die gedeelte in Jakobus wat ons gelees het. Ons is slawe van die self en selfbelang, want ons dink ons kan vir ons sekerhede skep. Ons kan ons lewens bepaal. Ons dink ons lewens is in ons hande. En natuurlik is dit waar, natuurlik speel ek en jy 'n rol in ons lewens. Maar tog het God dit nodig geag om ook vir ons 'n Paasfees te reël. En onthou, by die Paasfees moes die oudste seuns van die Egiptenare gesterf het. Die ongelowiges, die sondaars, moes sterf. Maar wat gebeur met ons Paasfees? Die Vader gee sy seun in ons plek, sodat ons nie hoef te sterf nie. Sodat ons veilig deur die Rooi See kan trek, en dat ek en jy ook 'n keuse het. Dat ons nie meer aan onsself behoort nie. So sê die Heidelbergse Katekismus mos. Die vraag is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En dan antwoord die Heidelbergse Katekismus, dat ek nie meer aan myself behoort nie, maar aan God. Dat ek en jy nie meer aan onsself behoort nie, maar aan God. Dat ons 'n keuse het, 'n nuwe lewensmoontlikheid het. En soos Israel beklei ons seker nog steeds om soms terug te gaan na ons slawerny van die sonde, want dis nie altyd maklik om uit geloof te leef nie. Daar is soveel onsekerhede. Dis nie maklik om jou lewe weg te gee en te weet jy's nie in beheer nie. Dis nie maklik om te besluit om terug te staan en nie jou eie belang te dien nie. Broers en susters, en dikwels is ons kwaad vir die kerk en vir gelowiges wat vir ons vertel van liefde en genade, terwyl ons stikkend is, flenters is oor mense wat onregverdig sterf of wat hulle goed verloor deur misdaad of wat ook al. Want ons leef in 'n stikkende wêreld. En dis dan wanneer ons sukkel met geloof, want dan het ons nie meer sekerhede nie, dan wil ons onsself beskerm. Ons is kwaad vir mense wat vir ons vertel van 'n God, van verlossing en genade. En intussen het ons nie kos om te eet nie. En bly ons in tente in die sand.
Ons dink ook baie keer die Here en die kerk jok vir ons. Hulle het valse beloftes gemaak. Kyk hoe goed gaan dit met die mense wat nie glo nie. Laat ek 'n voorbeeld gebruik. Kyk hoe goed gaan dit met die Trumps van hierdie wêreld. Wat eie belange eerste stel. Hoe goed gaan dit met mense en regerings wat eerste na hulle self kyk? Ons wat die Here vertrou, ons kry swaar. Want ons weet nie altyd wat is volgende nie. Ons leef uit genade. Ons leef van die manna en kwartels van elke dag. En daar's net genoeg vir een dag. Ons weet nie of ons môre weer gaan manna en kwartels kry. Ons moet die Here vertrou. Broers en susters, weet net dit. Hoor net vanoggend, die feit dat Jesus vir jou aan die kruis gesterf het, gee vir jou 'n keuse. Jy kan nou kies om anders te leef. En jou keuse gaan nie God se keuse vir jou beïnvloed nie. Broers en susters, dit werk amper so, as ek kies om vir Daleen my vrou lief te wees, en sy het my nie terug lief nie, verander dit mos nie nou my keuse nie. Dit kan my hartseer maak, dit kan my bedroef maak, maar dit verander nie my keuse vir haar nie. As jy nou nie kies om God terug lief te hê nie, beteken dit nie God het jou nie meer lief nie. Hy het klaar sy keuse vir jou gemaak. Hy het klaar sy keuse aan die kruis uitgeleef. Die keuses wat ons moet maak is nie altyd maklike keuses. Dis nie altyd keuses vir voorspoed nie. Dit is die keuse van die kruis, dat ek ook sal kies om my kruis te dra. Om elke dag my eie belange te kruisig en ter wille van God en sy koninkryk te leef. Paasnaweek is verby. Ons het die sterwe en die opstanding van Jesus gevier. En nou het ek en jy weer keuses om te maak. Wie wil ons dien? Wil jy nog altyd jouself dien? Of wil jy vir God dien deur jou naaste lief te hê soos jouself? En nou is die vraag, en nou wie sal my naaste wees? Broers en susters, wanneer ons die vraag antwoord, wie wil ons dien? Beantwoord ons ook die vraag, wat op aarde maak ek hier? Waaroor gaan dit vir jou en vir my in hierdie lewe? Gaan dit net oor onsself, oor ons familie, oor ons kinders, wat vir ons baie kosbaar is, ons ouers? Ek wil dit waag om te sê, in die tyd waarin ons lewe, gaan dit meestal oor onsself, oor myself, oor my en ek. Nie veel ander tel nie. As ek na die breë politiek in die samelewing kyk, sien ons dieselfde, eerste my land, eerste my mense. En juist daarom is dit nie 'n maklike keuse om die Here te dien nie. Want as ek kies om die Here te dien, dan gaan dit nie meer oor my nie. Dan gaan dit ook nie oor die kerk nie, maar dan gaan dit oor God en God se koninkryk. Dit is tog immers hoekom ons van God praat. God is tog nie my gelyke nie. Dit is nie asof ek nog 'n lekker vriend kies wat saam met my dinge sal doen nie. Die waarheid is, dit het eintlik nog nooit oor myself gegaan nie. Dis maar slawerny. Die sonde van Egipte wat vir my vertel hoe belangrik ek is.
Ek is 'n slaaf van myself, my eie sonde en begeertes. En sonder Jesus se kruisiging sal ek altyd 'n slaaf bly van my eie self. En sal ek myself aan die einde vernietig. Broers en susters, kies dan vandag wie julle wil dien. Ook hier in 6 Mylspruit. Kom ons bid saam. Ons Vader wat woon in die hemel, heilig is U naam. Here, en ons kom vanoggend voor U. En ons wil U loof en prys vir U genade, dat U vir ons gekies het. Ja, Here, dat U al aan Abraham 'n belofte gemaak het, dat U ons kies om tot seën te wees vir die hele wêreld. Here, ons bely vanoggend dat ons opnuut weer besef, U het ons nie gekies ter wille van onsself nie. U het ons gekies ter wille van U koninkryk. Here, help ons ook dan om so te kies. En ons wil vanoggend kom bely, Here, dis nie vir ons maklik nie. Ons is stikkende mense. Here, ons wil so graag ons eie belange dien. Ons wil so graag vooruitgaan in die lewe. Ons wil so graag suksesvol wees in die wêreld se oë. Here, maar leer ons oor die dinge waarop dit regtig neerkom. Leer ons oor U liefde en U genade. Leer ons oor U vergifnis. Leer ons oor U. Ons bid vir elkeen in hierdie gemeente wat siek is, Here, maar ons bid ook vir hulle buite die gemeente wat siek is. Ook vir hulle wat alleen in 'n hospitaalbed lê, of alleen in 'n ouetehuis, of alleen by die huis. Ons bid vir hulle wat vanoggend net eensaam is, al is hulle omring deur mense. Ons bid, Here, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Amen. Kom ons sing 'n lied saam, voor ons die offergawes opneem. En dis 'n loflied, ons kan dit staande saam sing. Asseblief, ons sing vers 1 en vers 2. Sit. U kry dan nou die geleentheid om die Here te dien met u offergawes.
Broers en susters, kom ons staan vir die slotlied en na die uitspreek van die seën en dan sing ons daarna ook die amen. Okay. Kom ons sing dan, is dit van hier af? Okay, kom ons sing die tweede vers. Sing dit net weer. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.